Hallo, ek is Isak van Eco Trades. Ons is van Bloemfontein. Ons is vandag hier in die noordweste van Suid-Afrika waar ons by 'n crusher plant 'n off-grid sonstelsel ingesit het. Die stelsel is gebou met Seek Energy en het sonpanele en batterye en generators as backup. Ons het tans Eskom afgesit en ons is nou al 2 weke in produksie en alles loop wonderlik. Kom ek gaan wys vir julle hoe lyk dit daar binne. Right, hierso het ons die gateway of die kas wat alles verdeel. Aan hierdie kant koppel die inverters, aan hierdie kant koppel die generator en aan hierdie kant is die mynbreker wat uitgaan na die res van die crushers toe. So dis 2500 ampere, 1600 kW gateway. Hier is 14 inverters gekoppel, so elkeen met sy breker. Ons het nog plek om 1 inverter te koppel. Dan is die stelsel vol. Hierso tans 1500 kW se inverters met 2300 kWh se batterybanke of 2.3 MWh. Die stelsel kan nog uitgebrei word na 3.6 MWh toe en ons kan nog sonpanele bysit by die bestaande 2200 panele wat hier is. Hierso by die generator kant het ons bypass of ons changeover gedeelte. So ons het 2 geïntegreerde generators hier buite wat gesinkroniseerd is om die stelsel backup te gee vir in dae soos reën of indien ons moet maintenance doen op die stelsel dat hulle kan bypass dat die res van die crusher plant en steenfabriek wat hier is nie staan nie. Die stelsel se oorskakeling is feitelik seamless soos wat hulle sê. Jou generators kom en gaan en jou plant skakel nie af nie. Hierso is VSD's en allerlei motors op die steenfabriek en op die crusher belde. So ons kan nie 'n dip in die plant vat nie. Dis hoekom ons besluit het op Seek Energy reeds oor die seamless transfer tussen generator of tussen backup, as jy nou maar as jy grid sou gehad het. So as 'n ou kyk na die laste wat konstant loop soos die jaw crusher wat die groot massa klippe breek en daar's 'n dip in die krag en daai jaw crusher sit nou met daai helse stuk klip binne in hom vas, dan vat dit ure om daai ding uit te breek met jackhammers of wat ook al. So daar kan nie 'n dip in die krag wees nie. So hierso is ons batterybanke. Elke bank van 4. Hier is nou tans net 3 want ons kan 'n 4de stel bysit. Hierso kan ook nog batterye opgaan, so dis maar vir toekomstige uitbreiding wat ons dit so gedoen het. Hulle almal integreer met die 110 kW inverter wat dan 14 van hulle is waar ons dan by die 1500 kW se inverterkrag kan uitkom. Die crushers is average loads is so tussen 500 en 800 met soms peaks as daai crusher die jaw crusher daar klippe breek, dan slat ons baie keer 'n peak van 1200, 1300 kW. Maar oor die algemeen is die gemiddelde las rondom 500, 600, soms 800 hang af van hoeveel toerusting aangeskakel is. Op die perseel is 'n steenfabriek, crusher belde wat die sortering doen en dan die crusher self waar die jaw crushers is en dan is daar die deel wat die klip se stof ook was, so daar's 'n wasgedeelte ook wat betrokke is. Hierso het ons 'n stel van 7 inverters aan hierdie kant. Elkeen wat 110 kW is, soos ek genoem het. En dan aan die teenoorgestelde kant van die rak is daar nog 7 inverters van 110 kW elk. En tussenin het ons die batterybanke opgestek.
Die raamwerk, die staalwerk, die laserwerk, al hierdie tipe gedeeltes, die kabelrakke, alles vervaardig EcoTrades self. Ons koop meeste van die goed soos kabels en inverters aan, maar wanneer dit by staalrakke kom of kabelrakke, doen ons alles in huis en ons vervaardig alles in huis self. Okay, soos ons julle kan sien is ons in 'n vertrek. Hierdie vertrek is 20 meter lank, 10 meter breed, so is 'n 10 by 20 meter koelkamer wat ons gebou het. Die kliënt het vir ons die vloer opgebou en gegooi. Ons het na die tyd gekom en die koelkamer opgerig met die dak en ons het ook aircons ingesit. Julle sal opsien dat ons die aircons almal versprei het oor die inverter, nie bo nie, dit is maar om die lugvloei te beheer binne in die vertrek. Die doel is ook nie om die kamer teen 16 grade te loop nie. Die batterye kan gemaklik werk tussen 20 en 25 grade, die toetsstandaarde is 25 grade, so al wat ons probeer doen is net temperatuurbeheer. So ons probeer nie die vertrek koud hou nie, en ons probeer ook nou keer dat dit nie in 45 grade soos wat dit kan word in die Noordwes, om die temperature so laag as moontlik te hou tussen 20 en 25 grade. Tans is ons op 21 grade as gemiddeld, waarby elke aircon aankom indien nodig. Dis 'n crushing plant of 'n klipbreker en 'n sementstene fabriek plus 'n ready mix plant plus al die elektrisiteit wat ons nodig het hier. Ons hardloop 'n workshop hierso is, sal ek sê, die 80.000 stene wat ons elke dag maak met hier uitgaan. So die hele workshop wat trokke onderhou en so aan. Maar ons het in 'n uitdaging beland waar ons elektrisiteit van die grid af gekry het wat nie aan ons behoefte kon voldoen nie. Ons het gekyk na ons 500 kVA generator wat die crusher supply het en dan het ons 350 kVA gehad wat die stene supply het. En ons kon nie expand nie, ons kon nie uitbrei nie. En toe het ons met die plaaslike munisipaliteit en ons krag van hulle gekry en ons het actually in hoeke vasgehardloop en ons moes 'n plan maak om verder uit te brei. En dit is wat ons oorgestoot het. Hierdie is 'n groot kapitale uitleg, maar dit is absoluut die moeite werd. Skoon krag en ons kan actually nou die besigheid met die regte planne vorentoe vat. Ja, so die uitdaging hoofsaaklik was gewees om die gekombineerde krag wat hulle gebruik het wat van die munisipaliteit af te kom en die diesel generators wat elke dag geloop het se kostes af te bring, want op 'n stadium het die gekombineerde kostes hier tussen 8 en 10 rand geloop per kilowattuur. En as ons nou kyk na die sonkrag wat hier opgesit is oor 'n tydperk van 10 jaar, kyk jy na 'n gemiddeld van R2.40 per kilowattuur wat 'n vaste koste is wat nie eskaleer elke jaar nie. Buiten dit sit ons dan nou met stabiliteit, so omdat ons multiple inverters hierso het, dit is meer 'n redundant stelsel. Met ander woorde, as een inverter wegval, is daar nog 13 ander wat in sy plek kan staan tot en met iemand kyk wat is fout met die inverter indien daar sou wees. En dan natuurlik die toerusting. Daar's nie meer over en under voltage nie, daar's nie fases wat wegval van die grid af nie. So elektronika, PLC sisteme, VSD sisteme, al daai goeders is nou half in 'n beskermde omgewing, as ek dit so kan stel.